Geseënde Kersfeeshandelinge gemeente. Die Here sê vandag vir jou dat hy 'n welbehae het in jou. Kom ons ontdek saam wat dit vir ons kan beteken. Met die oploop na Kersfees het ons by 'n paar van die gebeure stilgestaan wat alles plaasvind met die geboorte van Jesus. En vandag vier ons uiteindelik hierdie geboorte van ons verlosser. En vandag gaan ons luister na die spesifieke woorde van die engele op hierdie geleentheid. Ek lees vir ons in Lukas 2 vanaf vers 10. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore Christus, die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof en sê: Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Die engel kondig aan dat die geboorte van Jesus die vervulling van die belofte is dat die Messias gekom het en dat hierdie seentjie wat gebore is, Christus die Here is. Met hierdie aankondiging kondig hy ook aan dat sy geboorte en die belofte vervul sal word. Hy kondig eintlik hierdie hele nuwe tyd aan. En dan is daar 'n reaksie op die boodskap wat hy bring. En die hemelskare kom en juig en jubel saam en hulle reageer deur eerstens aanbidding te toon teenoor God. Ere aan God in die hoogste hemele. Die reaksie op die goeie nuus is dat hierdie engele in aanbidding intree. Dit is ook die gebeurtenis, dit is ook die reaksie van die sterrekenners toe hulle naby aan Jesus kom. Toe hulle naby aan Jesus kom, het hulle dadelik vreugde ervaar en toe hulle hom sien en besef dat dit Jesus is, het hulle neergebuig in aanbidding. Ek wonder of jy onthou hoe kosbaar jou verlossing is. Ek wonder of jy besef wat dit beteken dat Jesus gekom het om jou te red, om jou lief te hê, en dat dit beteken dat jy sy kind word. Ons lees in Johannes 1, dit sê almal wat hom aangeneem het en die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. En dit is dan binne hierdie verbond dat God sy welbehae in jou vandag wil uitspreek. Dit is nie op grond van hoe hard jy werk, hoe slim jy is, hoe baie vrygewig jy is in hierdie seisoen, dat jy alles reg doen, dat jy die perfekte ouer is of die perfekte kind is, of jou prestasies in die lewe nie, die sukses wat jy in hierdie jaar behaal het. Niks daarvan kan maak dat God ons aanvaar nie. Ons word aanvaar op grond van die groot geskenk van God se genade en verlossing. Hierdie goeie nuus wat aangekondig word, beteken dat ek en jy kinders van God genoem kan word. En as ons Kersfees vier, dan is dit eintlik hierdie tuiskoms in ons Vaderhuis, waar ons ook moet onthou dat die Here lief is vir my en jou. In hierdie tyd van die jaar kan ons reflekteer op alles wat ons gedoen het, en ons kan sê dit was goed en dit was sleg, dit is wat ons wil herhaal, dit is waarna ons wil streef, maar niks van hierdie goeders maak ons kinders van God nie. Ons is kinders van God op grond van hierdie geskenk van genade, die verlosser wat God self gestuur het, God wat self mens geword het. Die tweede
ding waaroor die engele praat, is hulle sê vrede op aarde. Vir almal in wie God 'n welbehae het. Weet jy dat God in hierdie Kersfeestyd opnuut aan jou sy vrede skenk? Hierdie vrede praat van die Shalom. Dit beteken, dit is die herstel van verhoudings. Dit is 'n onverdiende geskenk van genade wat ons ervaar en ontvang. En daarom maak nie saak hoe jou jaar geloop het nie. Maak nie saak of jy groot teleurstelling of verlies te ervaar het nie. Maak nie saak of jy die wonderlikste jaar nog ooit gehad het nie. Ontvang vandag, buiten al jou ander geskenke by die Kersboom en by die Kerstafel saam met vriende en familie, opnuut God se geskenk van vrede. Laat God toe om dit aan jou te openbaar in jou hart. Ons kan soms in ons gedagtes vasgevang raak in selfoordeel, oordeel en vergelyking tussen ons en die bure of ons vriende of familie, maar dit is nie waar Kersfees gaan nie. Kersfees gaan oor die grootste geskenk en dit is God se liefde en genade aan jou. En hy herinner jou vandag, my kind, ek is lief vir jou. Ek het jou uitgekies, ek het my lewe vir jou gegee. Ek aanvaar jou en ek vul jou met vrede, sodat jy oral waar jy gaan, ook hierdie vrede kan meebring. En dan, soos die engele wil ons ook reageer. Ons wil dalk in lofprysing hierdie uitroep wat Jesaja geskryf het in hoofstuk 9 vanaf vers 5. Ons jubel en ons juig, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouers. Hy word genoem wonderbare raadgewer, magtige God, ewige Vader, vredevors. Vir die uitbreiding van heerskappy en vir vrede sonder einde sal hy op die troon van Dawid en oor sy koninkryk wees, om dit te vestig en te ondersteun, die reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Die ywer van die Here, heerser oor alle magte, sal dit doen. In Jesus se naam, amen. Ontvang daarom die seën van die Here, sy volkome vrede wat alle omstandighede te bowe gaan. Mag dit ons harte vul en mag ons dit uitleef tot verheerliking van sy naam en sy koninkryk. In Jesus se naam, amen.